Gaites, Gabriel Isaacs. Kaise ara geen kwa, kaise ko geen kwa, kaise tsi geen kwa. Wanneer is kooi, wanneer is kooi, wanneer is kooi. Because Richard Isaacs, oorspronkelijk van Genatendal. Om Knoflooskraal te verstaan moet ons in die geschiedenis begin, ver in die verlede. So ons pad om te verstaan sal ons begin deur Genatendal voor te stel en ook die beplanning van Knoflooskraal. Knoflooskraal se begin het begin by 2017 waar ons met die eerste summit in Genatendal begin het. En daar was elke leier reg oor Suid-Afrika genooi om deel uit te maak en baie leiers het opgedaag met die eerste summit, tweede summit in 2018, derde summit in 2019 en die vierde summit in 2020 waar ons gepraat het oor die beslaglegging of reclaiming van ons Khoi heritage gronde en as gevolg van die wette wat in die UN uitgespel was, het ons toe besluit om al die ongebruikte grond wat deur die government besit word in te neem. Ons het ook dan nou die summits gehou en beplan en baie leiers wat was uitgenooi om samehorigheid te hê oor hierdie besluit, maar baie min het belangstelling getoon. In 2020 het ons toe Knoflooskraal ingeneem en net 7 mense was beskikbaar. En hierdie 7 mense het toe begin met die reclaiming van Knoflooskraal en dit is waar Knoflooskraal begin. Knoflooskraal, die naam afkomstig van ons grote geskiedenis in die Oeverweg. Knoflooskraal bestaan vanuit 1697 en die naam was die naam van die kraal, van die chiefs wat destijds dan leiers was. Ons het ook die naam opgeneem by die aktekantoor, waarvoor die Hooggeregshof ons reg gegee het tot die titel van, of die kaarte van hierdie grond. En daar het ons ook gesien dat Knoflooskraal, Haasvlakte en dus meer name was wat gepas was en wat deel uitgemaak het van die plan en onze visie. So my afkoms, as ons praat van myself en wat my deel maak van Knoflooskraal is Genatendal se geskiedenis waar ons in 1737 hoor van 'n sendeling met die naam Georg Smit waar hy kennis neem met 5 mense en een van hierdie mense se naam was Verhittige wat hy verander het na Magdalena en sy is dan die eerste vrou wat ook onder die Khoi volkere sendingwerk voortgesit het en ons geestestoestand verander het van onze Khoi tradisie na 'n Christen tradisie. So dit is waar my familie begin, afstammeling van haar. Sy het groot spore getrap en ook sy is dan 'n afstammeling van Dora, wie die Nederlanders genoem het Klaas. En hy is dan ook die chief wat regeer het op Knoflooskraal, wie die naam Knoflooskraal ook daar gesit het. Dit is 'n geskiedkundige moment waar ons 'n gedenksteen van Magdalena en haar 4 metgeselle het. Waarvan Magdalena die dogter van Dora is, die kaptein wat rondom Knoflooskraal gebly het. En as ons in die Morawiese argiewe kyk, is Verhittige die Magdalena was van Haas en sy dan onze grootmoeder. Genatendal was die begin van baie dinge en ons brein nasie het hier opgestaan. As ons praat van opvoeding het begin in Genatendal. As ons praat van boustruktuur, bou het begin in Genatendal. As ons praat van safe haven, Genatendal was 'n safe haven vir ons breinmense. En dit is hoekom al bly ook in die Kaap, al bly ook waar, jou afkoms sal altyd jou terugwys
van waar sy kom. So dit is Genatendal en Genatendal het bestaan uit 4 families uit wie chieftaincies daai tyd gehad het en die Haas familie is een van die uitstaande families van daai tyd. En die mooiste van alles is die Haas familie was die enigste uitstaande chieftaincy van Genatendal. Die Botha familie wat ook hier uitstaan was van Groot Brakrivier. Die koopmans het gekom van die Ceres, Bergriviervallei en almal daai wat hulle die uitgekom. En dan die Cookson familie is van Greyton. So daai families wat uitstaan in Genatendal het geskiedenis gemaak. En deur dit tel ons vandag geskiedenis op. En maak ons eintlik vandag geskiedenis. Want ons herroep die hoekstene wat destyds gestaan het vir Genatendal, roep ons terug. Kom ons gee die burgemeester die gedagte van wat ons vandag doen en wat die uitkomste daarvan is vir die Haas familie. Ek dink, soos ek genoem het aan die begin, in die eerste plek was dit 'n historiese geleentheid toe Richard Leier sy voet op Knoflokskraal vir die eerste keer gesit het, 2020. Wat hy alleen daar in die groot massiewe bos gaan bly het. Ek dink, dit was so significant dat dit die hele land aan die praat op die stadium. Government is bewus van Knoflokskraal. Daar was al kontak gemaakt met die United Nations in terme van die UNDRIP wat hulle ook bewus is van Knoflokskraal. Maar soos ons ook allemaal weet, is dat grond, historisch is grond altyd die middelpunt van konflikte, dit was die middelpunt van oorloë. En dit gaat nie 'n maklike pad wees vir julle as die Haas familie om op die einde van die dag met 'n dokument te sit wat sê julle is die wettige eienaar. Die challenges gaat groot wees. Maar net weer dat julle vandag as die Haas familie saam is klaar 50% wat julle die stryd gewen het. Want ons is ons genui en dit het ons mos nog geleer by het kom van apartheid wat die wit mense gesê het, die white hulle en dan rule ons. Daar is ook omtrent 1000 hoeveel hektaar is op Knoflokskraal is eigenlijk besit. Maar as die Haas familie nou gaat sê, maar ons wil al die grond gaat hê, dan gaat julle probleem sit. Julle focus moet wees op 553. Ek bedoel, sorry, ek bly confused op 335. As munisipaliteit is ons posisie by Kleef, ons gaan geen uitsettingsbevel op enige daarso op Knoflokskraal gaan ons support nie. Ek weet nie hoe verstaan ons kontrolees aan nie as leiers nie. Government het 'n proses wat Khoi leiers erkenning moet kry, want op die einde van die dag is daar benefits vir julle as huishoek, as die Haas familie, in term van finansies wat moet kom, wat julle kan om julle huis te rang en goed is. Maar somehow moet julle geregister wees wat julle deel is van kontrolees aan, né? Die history van die Haas familie praat vir homself, dit is opgeteken, dit is daar so. Ons het die plek ingeneem. Ons het ons voet daar neergesit. Dit gee vir ons paramountsie oor Knoflokskraal. Die belangrikste is dat ons pad vorentoe reg kry, ons registrasies doen, ons kulturele tradisie navolg deur die ding nou te gaan en almal die papier weer reg te kry sodat ons ook daarvoor kan staan en sê ek is nie aangestel nie. Ek is nie net daai die pad uitgehaal en 'n ding op my gesit nie. Nee, ek het deur die prosesse gegaan om te weet waar ek vandag is. Die enigste manier hoe jy in die kultuur van die Khoi dan in hoë gesag staan is wanneer jy deur nou gaan en almal die nous deurgaan. Ons planne dan vorentoe is om 'n positiewe uitslag vir Knoflokskraal te kry en dan wanneer die positiwiteit daar is, dan worry ons oor beneficiary. Verstaan jy, because ons kan nie jump vir die beneficiary en dan is die policy en goede van ons nie in plek nie. Daar is baie geld betrokke vir die Khoi en San. Baie geld. Daar is baie geld vir elkeen van ons in 'n bloedlynfamilie. Nie net die leier wat daar voor staan nie, almal. Hulle praat van plus minus 5 miljoen per jaar.
I'm very excited about what's going to happen. We've got the heritage, we've got the heritage. There you can go and get your stuff out of the museum. Show me other leaders who can do that. They don't have that. Hulle het in die pad opgespring en nou kom vertel hulle jou deur, hulle vertel, no, that must come to an end. Because why? Ons is weer op die regte koers. En ons moet net onze koers hou. Ons moet nie afdwaal nie. Ons moet bly in die waarheid. En ons moet bly soos wat ons is. Ons sien, ek self swel al die leiers se koppe. Hulle verbeel vir hulle is baie groter. But as ons die regte strategie gebruik en die regte manier en ons wen tot sukses, gaan ons niks anders as sukses kry nie. So wat ek ons leiers wil bemoedig is, kom ons ontvang die familie wie vir julle gaan vorentoe vat met oop arms. Wat sal ons kan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons is? Amen. Die nou is 'n oorbruging van ons kleerling wees na Khoi. Simpel soos dit. Ons weet dat ons heeltemal spesiaal is. Ek is klaar met die taal. Kom ek vat jou terug na die roots. Ons mense het aan kaalvoet geloop, bokvel gedra, nooit al gepraat. En dis moet ons terugvat, ja, ons moet. Hoe kan ons vergeet van ons mense, ons moet mekaar bystaan, wat ook al happen. En ek moet sien die visie, maak ek oop oral wat ze sien, is wat op televisie van hulle staan mekaar by. So kom ons doen dieselfde, maar net in vrede, om mekaar af te druk, is hoe ons lewe. En dit moet stop. Kurana, ko huis toe. San, ko huis toe. Kapse koi, ko huis toe. Ek sê kapse koi, ko huis toe, ja. Wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi. En ik is trots om te zeggen, ik is kooi. Ik is trots om te zeggen, ik is kooi. Wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi. En ik is trots om te zeggen, ik is kooi, ja. Ik is trots om te zien, ik is kooi, ja. Die ene gaat uit voor diegene kwart drijft al die jaren. Dus naast nog steeds survive om te vat wat oosten is, om te krijgen wat oosten is. Om samen te staan als één in ons gewoon te bezit, ja. Ons gauw begint dit voor 48 uur in die koude gelee om ons gewoon te claim. En die royalty weer bij elkaar te krijgen op nog skraal. Maak ons nou vitijn, mijn hart brand, soos die vlammen van die vuur. Mijn mind is weer scherp, soos die klauwen van het dier. Met die hemelse vader aan ons kant sal ons oorwin. Kooi san, kind van die wind. Nama kan kom huis toe, Griekwa kom huis toe, Geinekwa kom huis toe. Ik zie geen kwak om huis toe, yeah. Wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi. En ik is trots om te zeggen, ik is kooi. Ik is trots om te zeggen, ik is kooi. Wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi, wanneer ik is kooi. En ik is trots om te zeggen, ik is kooi. En nou vanaand, omdat ik nou weet wie ik is, was ik mijn handen in onskuld. En ik lee die goed af. En ik neem aan Khoi. Gangachi, Bogachi, Cieloche, 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 Gangachi, Bogachi, Cieloche, 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 Cieloche. Kaise Hare, Amase, Kaise Kure, Amase, Kaise Ki, Amase. Ik ken die hustle, ja, ik ken die troubles. Ja, los maar je gedachten, ja. Het is mijn vraag, ik ken die hustle, ja. Hoop van plek tot plek, ik ken nou die hustle. Jy die Knoflooskraal Royal Huis en die posisie waarin ek staan, salf ek jou as kulturele oudste van ons huis Knoflooskraal.
Mag jy geseënd wees en mag jy die wysheid en kennis van 'n elder aan onze mense openbaar. Kyk aan Gans. Ik zag alles het net met één rand. Ik hassel tot die tijd staan. Ik hassel tot die tijd nou voorbij gaan. Ja, al staan ik net met één rand. En business vibes, dus blij aan nou de mindspan. Hey Blas, puta van de Blas, puta. Wat is Blas? Jongen man. Hij kan Blas. Puta. Ah, daar ga je mee kopen. Daar ga je mee kopen. Wat is Blas? Ampera. Lalu stop. En ek gee dit oor in die hand van die Here. Kyk aan Gans. En alles wat jy nog wil doen in die lewe, dat dit sukses sal wees, sodat Knoflokskraal 'n sukses kan wees. Kyk aan Gans. Na 21 dae het hier staatsdepartemente gekom en ons storie geluister. En na tyd het ons toe 'n opdrag gekry dat ons op die hof moet verskyn. En so het die Hooggeregshofsaak in Desember 2020 begin. Die saak het geloop en elke keer in die hof gekom, in die chambers gesels. Daar was baie onderhandelinge in die Hooggeregshof. Daar was ook baie nuwe aansoeke om deel uit te vorm van hierdie saak. Sekere eienaars rondom ons wat plase het ook aansoek gedoen en hulle aansoek was toe van die hand gewys. En dan is daar ook ander Khoisan organisasies wat aansoek gedoen het in die Hooggeregshof. Hulle sake was ook van die hand gewys. Na dit het die saak van 2020, die hoofsaak waarin ek alleen betrokke was, is toe geoppose toe hulle het dit geoppose om mediasie te voer buite die hof. En as ons dan daar uitgeklaar het, gaan ons terug hof toe om dan die judgment van die hof te kry. En dit is waar die saak tot dusver staan. Daar is 'n permanente uitsettingsbevel op 336 en 445. Wat ek nie verstaan in dit nie, die bevel is daar, maar die saak is tensyde gesit. Ja, die politiek binne Knoflokskraal mismoedig deur die ander partye wat hier gekom het. Ons plan was om 335 te vestig in die visie waarin ons beplan. En Grabouw Khoisan Council het toe ingekom en 445 en 336 oorgeneem en dit hulle deel gemaak en dit het gemaak dat ons saak net vererger het. Die politiek tot nou toe is daar baie groepe kom in, baie groepe maak en doen net soos wat hulle wil en dit vererger dan ook die unity tussen ons die eenheid misbreek en ons is baie divided. So vir nou is daar baie swaar oomblik vir Knoflokskraal want leiers wat hier is verstaan nie mekaar nie. Yeah. Bring het. Ek is Dion en ek kom aanvanklik van die strand af. Nou hoe ons hier gekom het is baie interessant want dit was nie iets waarvoor ons beplan het nie. Ons het dit nie verwag nie. Ons het maar stalletjie gestaan die Sondag. Die Saterdag, verskoon. En die persoon wat langs ons gestaan het met sy stalletjie, hy gesels toe met Jannie en sê vir Jannie, het jy al ooit gehoor van Knoflokskraal? Hulle deel grond uit. Sê nee, waar is dit? Nee, aan die kant die pas, oor kan die berg. Maar kom nou môreoggend saam met ons en dan vat ons julle daar toe nog gaan luister julle en hoor wat gebeur nou daar.
En ons doen toe dit nou, die volgende oggend 6:00 ontmoet ons die persoon by sy woning en ons ry toe nou agter hom aan hierdie kant toe, maar ons moet agter hom bly want ons weet nie waarna toe ons ry nie. Ons ry toe en ons kom toe nou hierso by Knoflokskraal. Dis net mense. Klim uit die kar uit en hierdie ouens hou kerk. En hier by 4:00 se kant sê ek vir Jannie, dis nou genoeg. Ek dink ons moet nou 'n bietjie huiswaarts keer. Dit raak nou laat, dit raak nou koud. Ek wil nou terugkom in die dorp. Ek wil huis toe gaan. Ons loop toe nou kar toe en hier roep 'n persoon toe nou vir Jannie. En hy sê, kom ons gaan wys vir julle gou-gou hoe lyk die plek. Klim toe nou maar saam met die persoon en sy gesin in hulle bakkie. En hier ry ons steerpad op in die volgende oomblik in die bos. En dis net bome, jy weet niks waar jy is nie, jy sien niks, dis net bos. Nee, sê Jannie, kom, laat ons gaan kyk. In die volgende oomblik, toe vat hy so vir Jannie aan die skouer, hy sê, Jannie, sê kyk hierso, hierdie is jou stuk grond. My naam is Jannie. Welkom by Skinnebeck Koffiehuis. Althans restaurant. Ons het weer trend weer aangegaan. Dis nou 'n restaurant. Welkom. En hy sê vir my, tik so aan my en hy sê vir my, Jannie, hier is jou stuk grond. Ek kyk so. Het registreer nogie. Ek kyk so. Hy sê jy mag hoor. Ek sê ja, pastor, ek het vir jou gesê, hier is jou stuk grond. Ek raak daar aan die chang soos 'n klein kind en ek val op my knieë, val ek neer. En hy huil. En ek vat die stof van die aarde. En ek gooi het so om en ek sê, I can't believe it. At that moment, I finally have my own plot. Dion stap weg. Hy sê, Dion, hier is jou plek. Dion sê, niemand ons twee saam. Hy sê, dit is joune die. Het jy al ooit gesien groot manne huil? Ons het gehuil, hoor. Ons het gehuil. Onderwijl as ons toe nou klaar hier, ek en Dion staan en kyk toe na die plot. En ons kyk en ek sê vir my, Here, ek was nou so bly gewees oor hierdie plot. Maar God, dit is net bosse en is net, wat noem jy het, is net bome. Wat gaat ons maak? Oké, ja, mijn naam is Hendrik Fredericks. Ik is van de Grabouw Koisjan Raad, voorzitter van die raad thans. Gauw Richard Isaacs heeft in november toen hij die gedeelte wat genoemd wordt 335 ingenomen. En ons als Grabouw Koisjan Raad is aan toegekomen, iewers in februari 2021. En ons heeft toen die andere opgedeeltes wat 336 en 445 genoemd wordt, ons heeft toen die gedeeltes ingenomen. Die huidige probleem wat bestaat bij Knoflokskraal gaan over leierschap. En het is zo, het is een feit dat die erkende leierschap is wat genoemd wordt die KRI. En allemaal wat te doen heeft met Knoflokskraal weet, daar bestaat een KRI. Maar ongelukkig het daar baie nieuwe leiers nou opgestaan. Mensen noemen ze maar paddenstoelen, ik hoor andere mensen zeggen de splintergroepen. Maar die drie erkende groepen, wat erkend wordt door die governmentstructuren, is Knoflokskraal Royal House van SPC Richard Isaacs en dan nog Grabouw Koisjan Raad, wat dan nog geleid wordt door mijzelf en dan nou die Corona Huis, wat geleid wordt door Queen Elizabeth Eloise Rousseau. Maar ongelukkig is het nou zo ontstaan dat daar niet meer die drie leiergroepen is. Daar is nou 17 en ik hoor, daar is nog een andere groep in wording. Maar ik ben eerlijk als ik zeg, dat is die ideaal voor Knoflokskraal. Want dat veroorzaakt meer chaos en dingen raken net door elkaar. Als mensen bij die plek komen waar allemaal agree op één ding, dat die erkende leierschap gerespecteerd wordt
en dat daar saamgewerk moet word met die erkende leierskap sal dinge baie beter gaan. Maar soos wat dit nou lyk, ek sien nie so nie. Senior Chief Corretti Sas from the New Inkwe Royal House. Our lady is Queen Eloise Rousseau. When we initially came here, 5th of November 2020, we came here as a nation for a nation. And the purpose for us reclaiming this ground was because we wanted to take back that was ancestrally our ground as the Khoi family, and we brought people in so that they can self-sustain themselves, have a small piece of ground where they can farm on, plant veggies, breed livestock, and in doing so that we were hoping that we can trade like we used to in those years. With the politics coming in and public works being involved, security came onto the ground, and we appreciate the security here because if they are not here, it allows an open gate for whoever to come in, bearing in mind this is Khoi land and we want Khoi people here. So we appreciate the security, although there's a containment order and it prevents us from doing things. We also realize that removing the security from the gates, as I said previously, it gives an opportunity for anybody and everybody to come in, and then it's going to destroy our vision. Ons visie was om 'n Khoi village stand te maak. Rondom die Khoi village wil ons self-sufficient boerdery waar ons self na onsself kyk en probeer om ons mense op te lig om iets in die lewe vir hulle te beteken en sodat hulle ook kan leer om nie net 'n vis te ontvang nie, maar ook om 'n vis te gaan vang vir hulle self en dan vir hulle self te voed. Ons wil al die jare, of ek wil al die jare nog op 'n klein hoewe woon, en toe hierdie Knoflooskraal opportunity kom, toe sien ek onsself hier om ons droom uit te leef en ook ons voorvaders se legacy voort te vat deur middel van boer met livestock, ons eie tuine maak om van ons land af te lewe en ook om off the grid te lewe. Ons het groot geraak met kolestowe en om hout te gaan haal in 'n bos. So dit is wat ons hier wil uitleef, dis ons voorvaders se legacy. Rondom ons is daar so baie gemeenskappe, boere wat boer, en dan is hier ook goed soos 'n houtprojek en back to basics wat met jongelinge te doen het en so aan. Ons verhoudinge met hulle, daar is sommige van ons boere wat baie goed gesind is, wat vir ons voorsien het met trekkers, wat vir ons help met water. En daar is ook boere wat dan teen ons is as gevolg van die invloed van mense wat baie na aan hulle grense bly en so aan. Daar is ook boere wat ons baie goed gesind is in die feit dat hulle vir ons wil help. En dan is daar ook boere wat besluit nee, maar ons is 'n bedreiging vir hulle en wat wil hê dat ons moet wegwees. When we came to Knoflooskraal, we realized that our neighbors are farmers and they did not welcome us very well. But we are not here to be a threat for them. We are here just to live peacefully, to be in a quiet space. And we do not want to take away from the farmers. We want to work with the farmers because we believe that if we start working and farming the grounds and living as we want to live, we can be a benefit to the economy of South Africa as a general. And we're hoping that the farmers will come to the point where they realize that we are not here for trouble. We just want to be, have a piece of ground, live quietly, live peacefully, and enjoy our culture, live our culture. That's all we want. That's all we came for. En ek sê toe ons op die plaas gewees het ons het ek perde en donkies en koeie geëet en ek het hom nog gery tot na 14 jaar oud toe ons op Trekstad toe. En
Nou het ek 'n bietjie trek verloor van hom. Laat ek nou weer wat ek nou vir hom kry, toe kry ek nou weer liefde vir die perd. As 'n bietjie moeilik, maar soos die situasie, soos die kraggie, maar ons kan niet lees elke aan iets eet. Ons het 'n kerststoof wat ons op kos maak. Ons het 'n tuin waar ons groente kry. So ons is dankbaar vir alles en ons is bly ons kon hier toe kom elke tweede dag in die week. Kom goed. En die is nou my suster se kind en naam is Koenlie. Smaal vir die kinders. Smaal Koen, kyk, smaal. Mercy. Ek en my man het hier in 2021 Maart het ons hier aangekom. Kom ons by Chief Isaacs aan, Richard Isaacs. En tot ons nou 'n plot by hom gekry en tot ons 'n plek om op sit hierso. In Augustus, die 28ste Augustus 2021 toe trek ons hiernatoe. Ons bly baie lekker hierso, niks geraas, onnodige gangsters, jy hoor die ganskote nie. Jy sien nie meer bloed en bakleierery en goedes nie. En ek lewe my uit in my tuintjie en ek my man maak 'n lewe hier van ons pension. Maar hier is baie mense wat vir ons gee. Hulle gee vir die hele community, soos die UKKC, vir die hele gemeenskap gee hulle gee kosse. Hulle maak Dinsdae en Donderdag maak hulle kosse vir die gemeenskap, die UKKC. En Richard is ons chief hierso. Baie lief vir hom. Met al die leiers het probleme onder mekaar, maar ons het die probleme met die leiers of met die mense wat hier rondom ons bly nie. Ons is net liefdevol, ons is mense. Ek is hier nie met van Januarie. Oorspronklik van Swellendam. Ons is dankbaar dat ons hier kon kom. So dit is vir ons is dit baie lekker om terug te wees. Hy sê na onze roots. Ons streef eraan om die Khoi kultuur nog ons sal dit nie ten volle kan verstaan hoe hulle gelewer het, maar ons probeer dit nakom. Daai lewe van die Khoi san, ja. So dit is baie lekker. Dis nou my kleinseun, sy naam is MJ. Hy is die babietjie van 7 kleinkinders. Peterson, ek kom van Kuilsrivier af. Ek is nou gevestig op Knoflokskraal in Grabouw. Ek het 3 kinders en ek is getroud. Is net water en krag, maar ons mens raak gewoond daaraan. En ja, ek geniet dit hierso. Ja, die wat ek nou hier bly, wat hy nou uit die kos moet maak, uit die van die vuur af en alles daai goedes, ja, dat laat my nou meer nader voel aan die Khoi san, aan die Khoi. Jy stay. Dag, ek is Kobus. Ek is van Stellenbosch oorspronklik. Ek vind myself in Mitchells-Plain deesdae. Maar ek is ook deelagtig op Knoflokskraal vanaf so 2020 einde. En ek het gehoor van Knoflokskraal deur Richard SPC Richard. En hy het nog van ons mooi verduidelik wat die verhouding hier is. En ek het gehou daarvan want ek het 'n groot belangstelling in. Dit neem my terug ook na my kinderjare. So die leefstyl is baie vrylik en geen geweld, misdaad. En ons wil graag voortbestaan maak hierso waar ons ons eie groente kan kweek, ons 'n blommetuine kan hê waar ons kinders kan speel. Ons het hier gehoor van die huise wat hier gaan ontstaan, die ontwikkeling. En toe het ons hier met Richard gekom praat. Ek is Devenies Doris. Ons het in Januarie maand het ons hier kopbly. Ons is van Grabouw actually, groot geraak op die plaas Grabouw. En Chief Richard Isaacs, ons was by hom en hy het vir ons die grond gegee hier.
al wat ek net vir die chiefs en die queens van Knoflokskraal vra, hulle moet mekaar respekteer en united in een stem, laat ons dit maak werk. Ons kan dit maak werk. Elkeen het sy eie stukkie grond, plant jou goede, maak jou huisie reg en verstaan mekaar en respekteer mekaar. Mijn naam is Josh Samuels. Ik is de leier van Marula Agrarian, Marula Indigenous Agrarian Community. Ons is een gemeenschap, samen met andere gemeenschappen op Knoflokskraal. Ik heb in 2019 samen met Richard Isaacs Knoflokskraal betreden. Het doel waarom ons Knoflokskraal betreden was om de rechten van inheemse volken voor te beklei. Knoflokskraal was ingeneem als gevolg van declaratie wat die regering geteken het in 2007 bij de Verenigde Naties. In die declaratie wordt daar melding gemaakt dat alle inheemse volken wat hulle op een gegeven oomblik huisloos en grondloos bevindt en wat bewust is van enige staatsgrond wat onbewoond en onbewerk is, kan die type gronde inneem. En hulle gaan huisves op die type gronde. So Knoflokskraal is staatsgrond wat onbewoond en onbewerk is. En dit is die rede waarom ons gevoel het ons wil Knoflokskraal kom inneem. Behalwe dat Knoflokskraal onbewoond en onbewerk is dit ook grond wat destijds aan die inheemse stamme gebehoord het. Die Geinekwa stam het veral hier in die vroegere jare geleef. Knoflokskraal is 'n kraal van kaptein Klaas Dora. Die geskiedenis is duidelik daaroor. Rekords van dit kan gekry word in die museum van Genadendal en ander historiese boeke. Op die oomblik is ons op Knoflokskraal gewikkel in 'n stryd met die regering. Die regering natuurlik wil nie vir ons op Knoflokskraal hê nie. Die regering het al aansoek gedoen vir 'n uitsettingsbevel. Die regering het die saak die saak is op die oomblik verwys vir mediasie. Ons wag nog op die hof om die mediasieproses af te handel en in die tussentyd beklei ons maar vir ons regte op Knoflokskraal. Die ou einde van Knoflokskraal vir ons is dat ons wil Knoflokskraal as 'n kultuurhistoriese terrein bewaar. Ons wil lewe en woon op Knoflokskraal. Ons wil ons dagtake beoefen op Knoflokskraal. Ons wil subsistence, 'n leefwyse op Knoflokskraal beoefen. En dit is 'n reg wat ons het in terme van die deklarasie van inheemse volke. Ek is Marvin Juris. Ons het nooit ons eie blyplek of eie grond gehad nie. Toe hoor ons ook van die Knofloksgrond. En die kinders gaan dan maar uit skool hierso. Ons het nou kort grond gekry, agter ons vanoggend ons grond moet skoonmaak en so. So die leiers van die plek in Knoflokskraal, maar ek van my kant af dink ek dit is 'n storie van geld maak wat hulle dra nie eintlik die mense wat onder hulle is se belange op hartie. Die eintlike storie gaan oor die grond nou, hulle maak die saak oor hulle self. Maar daar's te veel stories so ek wil net hê hulle moet as 'n vergadering is waarheid op een tafel gooi dat die mense ook weet wat aangaan in die howe waar hulle die saak gaan bywoon. En ons weet eintlik regtig niks, ons hoor maar net stories op die groepe, WhatsApp groepe en so. Maar is baie mense wat die werk het en almal kry swaar. En ek dink as elkeen sy eie grond het en sy grond bewerk, sal dit so erg swaar gaan, daar sal verligting wees. Goeiemôre. Good morning. Assalamu alaikum. Ek is Hakim Dirks. Vice Chairperson van die UKKC. Op November 2020 het ons almal hier gekom, 'n groep van so 10 tot 14 mense wat die grond kom reclaim met die Knoflokskraal. Ja, die doel daarvan was om ons breinmense uit poverty te haal, die wat bly backyard dwellers, die wat swaar kry, wat nog nooit 'n stukkie grond geëien het, om vir hulle hier te kom bevestig. Maar later in die proses het van die mense wat saam ons wat
almal hier gekom het in die begin om die grond te reclaim, besluit dat hulle gaan hulle self verryk en begin hulle self kings te noem en queens te noem en members te kry wat vir hulle kan support. Want niemand van hulle het gewerk nie. So toe dit alles gebeur het ek besluit om myself te onttrek van die skelmheid en selfverryking van anders. Want dit is nie die visie wat ons hiermee gekom het en die doel waarvoor ons die Knoflokskraal curriculum het. Hi, my naam is Brunette Hartzenberg. Ek is 'n inwoner op Knofloks. Ek het van Blackheath af getrek hiernatoe, want ons woon af op die grond waar ons op Blackheath was. So ons het hiernatoe gekom en Mark Matthews het vir ons 'n stuk grond gegee. So ons is al 3 jaar hier. Het was lekker om hier te bly. Jy kon net jou deur toetrek en dan kon jy maar gaan waar jy wil. Jy kon terugkom wanneer jy wil, jou plek het net so gestaan. Maar omdat alle elemente hier toegelaat word, is die stelery baie erg. Goedemorgen. Good morning. Assalamu alaikum, guys. Mijn naam is Omar Sadin. Ik is de verkozen voorzitter van de United Knoflokskraal Khoi Council. Ons is gestig in maart 21ste 2022. Ons is nog een kleine jaar, 6 maanden aan die gang. Ons is gestig omdat ons disillusioned geraakt het met die leierskap, die mensen wat voorgee, hulle is royal en so aan. En ons het nie eens gemind met dit nie. Ons het dit hier gekom net om deel van die volk, van die experience te wees van Knoflokskraal, waar ons dit reclaim vir ons mense en ons nageslag. Dit is 'n begin van 'n groter idee. Ons bloed is allemaal hier verwant aan Knoflokskraal. Want onze voorouers was allemaal Khoisan. Of deel Khoisan. Niemand, dat baie min van ons dat pure Khoisan is. Maar net van myself af, van mijn voorouders, van mijn ma's kant af, ze van de Schijf, julle allemaal weet van de Schijf van die Assequa, die eind van Assequa. En hulle is ook van die Hendrikse, van die Assequa stam. Van mijn pa's kant af, soos van die olifanten, van Woester. So, ons is maar allemaal Khoisan family. Van ons het in die ou oertyd, van ons het moslim geword, en som van ons het christen geword. Because daar was niks geloof hier, toe die Europeërs hier aankom nie. En die slawe, wat ook saam met hulle aangekom het. So ons is 'n mixer van Europeërs, slawers en Khoisan. Nou, hoekom het ons gestig die UKKC? Want daar was 'n groot lek of services en omgee vir ons mense hier op Knofloks. Niemand het gesorg dat ons mense eet nie. Niemand het gesê dat hulle drink nie. Because daar was nie water, daar water op 1 punt en 5 kilometer weg. Bly daar ou mense, hulle moet water kry. Of jong mense, hulle kan nie loop tot na daar nie. Onze mense het begin inbreek en mekaar aandoen nie so. Because hulle was honger, hulle het nie geëet nie. En niemand het omgegee vir hulle nie. Toe sê ons, nee man, dit kan nie so nie. Ons gaat nou 'n stig organisasie wat kan omgee vir ons mense. En van begin af het ons mense potte kos elke week, 2 keer 'n week, begin uitdeel vir 700 mense wat ons voer 'n week. Ons het elke aand, soos gisteraand, het ons ook uitgegaan op ons kon dit maar klopjag, die neighborhood watch van die UKKC. Ons het mense vasgekeer wat ook mense se strukture afgebreek het en die plate gesteel het en hulle eie plekke begin te aanbou het, groter aanbou het. En dis maar hoe dit gaan so. En dis elke week kom ons nou in die nagte in as ons kyk na die mense se veiligheid. Toe laat ons verlede jaar later van tyd betrek met die politiek, wat ons nou besef dat die sogenaamde leiers, die royalties, tribal authorities, wat voornoem hulle is cultural groups, maar hulle is eintlik nou op 'n power grab besig. Hulle wil die grond op hulle naam hê, of persoonlike naam, soos Richard vir ons gesê het, Richard Isaacs, hy wil dit hê vir syself, because hy is die king, en agterna toe het dit nou bietjie verder uitverdeel na die Royal Authority toe,
because daar meer as een kings en queens is. En achterna wordt het weer uitgebreid naar die culture. Because ja, maar als hulle teendruk, dan gaat het naar, soek hulle grotere base van support. Nou is het naar die cultural group, alsof ons die culture heeft. Een culture wordt niet gemaakt, dat decide die persoon nie. Van nou tot na 300 jaar, 350 jaar terug, toen onze mensen beginnen uitroei geweest het, het ons onze culture verloren. Nou maak mensen wel eie minds op wat is onze culture. Onze culture is wat ons is vandaag. Die taal wat ons praat, die kleren wat ons draagt en die help wat ons aan elkaar geeft. Ons whether het een stukje aardappel of ei, of een beetje koffie of thee. Dis onze mensen. Ons trouwen aan elkaar, moslim en christen trouwen aan elkaar. Helfte van mijn familie, van tot vandaag is christen en de helft is moslim. En elke mens omtrent hier, 95% kan je zeggen, hulle moslim en christen familie. Omdat de UKKC geleid wordt door een moslim, praat hulle van die moslims. Maar de helft van onze mensen is christen. De helft van onze uitvoerende comité is christen en de helft is moslim. So ja, dit maar allemaal, hulle moet maar stories opmaken om mensen tegen ons te draaien, ons verstaan dit ook. Maar, dus, ons, voor die politiek, ons groot probleem is dit. Niet een groot probleem, daar is ander problemen, niet een groot probleem. Dat die KRA, Knoflokskraal Royal Authority en sy supporters, hulle wil die grond claim op hulle naam vir hulle self. En ons wat hier bly, moet het hier van hulle, en hulle gaat heers oor ons as konings. 400 jaar terug was koningskap of absolute monarchie afgeskaf in Europa. Of 300 jaar terug met, toe hulle Louis XIV se kop en Marie Antoinette se koppe gelaat waai het. Die mense dink ons is onnooseliker as 300 jaar terug om vir ons te onderhef, sonder laat iemand vir ons kan force, voluntary moet ons onderskraag aan 'n koninkryk. So dit is basies ons verskil. So ek wil net ja noem aan al ons mense daar buite, Christen, Moslim, die UKKC staan dat die mense Knoflokskraal vir sigself moet claim vir die Khoisan familie. Baie dankie, shukran, totsiens. Assalamu alaikum. Mijn naam is Albert Wilbur Simpson. Ik is een 29-jarige jongman. Ik is IT-specialist. Ik doe het nu al voor 10 jaar. Ik woon nu al 2,5 om amper 3 jaar hier zo op die kraal. En ja, dat is die meest relaxed environment wat ik nog ooit in mijn leven in geleef heb. Die menselijkheid van die mensen wat samen met elkaar woon. Ik meen toe ek hier so ingetrek het, as jy verby iemand loop, het daai een vir jou gesmaal en vir jou gegroet. Is 'n tipe van 'n verlossing wat van mense se rug afgegaan het toe hulle hier intrek en jy's meer menslik hierso en jy kan meer jouself wees en hier help een en elk mekaar. Goeiemiddag sê almal. My naam is Rastan. Regte naam is Mahmoud, oorspronklik van die Kaap. Okay, my werk wat ek doen hier is street natuur, street culture. Ons staan voor roots en ons staan voor culture. Ons praat het uit, ons lewe het uit. So ja, wat jy hier sal sien, is net cultuur. En dit is hoe ons lewe. Ek is JJ Peters, ek is oorspronklik van Namibië. En was in die army daar. En kijk, ik voel ons kan op onze eigen voeten staan hier. En onze gemeenschap op te lig. Oké, ik is Michael Olivier. Ik was eerst een bosbouwer op Lebanon plantatie geweest. Dis wat Knoflokskraal nou is. En op die oomblik is ons op back to basics, besigheid wat ons begin het. Net aangrensend na met Knoflokskraal. Oké, laas jaar 5 Februarie was hier 2022 was hier 'n groot brand geweest. Hy het van Knoflokskraal se kant af gekom en toe het hy deur 'n saagmeule gehardloop by onderkant ons en toe het hy deur hierdie kampterrein ook gehardloop. Ons het groot skade gehad, die klomp tente en adhesieblokke het afgebrand. Ja, die brand was nou nie as prins van hulle kant af nie. Hulle het ook maar elke dag amper brande gehad daai kant want hulle bly in 'n denneplantasie en as jy rook en hy moet nog vuur maak, dan gaan hy in die wortels in en hy gaan later maar brand.
So dan kry jy 'n rooi dag wat die weerstoestande in die lug so erg raak wat enige vonkie is weg onvuur en dan daai dag het toe 'n rooi dag geraak en die vuur het van hulle omgekom, alkeen in 2 af en kom hier opgehardloop na ons toe brand hy deur, maar dit was nou nie 'n vuur van hulle kant wat asprus was nie, hulle het ook maar skade gehad. Die eerste keer toe ek van die kooi agtergekom het wat in die bos bly, het ek hulle gaan sien, dit was Richard en 'n paar mense en hy het my vertel waarvoor hulle staan en ek het nogal saamgestem daarmee en dit het goed geklink en hy het gesê wel oké, hulle wil nie naby, hulle wil nie die bure skade aandoen nie, hulle wil nie naby hulle kom nie. En ja, so ek het heeltemal met hom saamgestem, maar sedertdien het die ding net bietjie hand uitgeruk en dis maar die regering wat voete gesleep het dat hulle te lank niks gedoen nie en dit van waar die probleme nou ingekom het. Nou is daar so baie groepe en ja, mens weet nie meer wat aangaan nie. Die pad vorentoe is maar vir my duister, maar soos 'n vriend van my vir my gesê het, toe hy hoor hulle is hier, hy het gesê, ons moet hulle omarm. So ek probeer dit doen, maar dit is bietjie te veel groepe nou, dit is duister. As hulle die swakker elemente kan uithou, dan kan dit nog goed gaan, want die meerderheid, verreweg die meerderheid, is vir my baie oulike mense. En ja, so ek gun hulle ook 'n plekjie in die son. Dis nou maar net soos die woord sê, 'n koninkryk wat onderling verdeel is, gaan tot niet gaan. Wat hier homself verdeel is, en dis wat op die oomblik hier gebeur, dit is bietjie teen hulle self verdeel, daar's te veel leiers. En as hulle daai ding kan uitsorteer, dan kan daar nog iets gebeur. Ek weet nie, voor hulle daai ding uitsorteer het nie, weet ek nie wat gaan gebeur. Here God, skepper van die hemele en die aarde. Eendag het die Here Jesus daar gestaan en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ons weet in die versoeking in die woestyn het die duiwel gesê, aanbid my, maar ek gee jou al hierdie koninkryke. Maar omdat u geweet het, u gaan eienaarskap vat van dit in die millennium en u nie toegegee nie. En gesê, u mag die Here God nie versoek nie. En Here, ons wil vandag vir u baie dankie sê vir dit wat hier gebeur het. Dit is geskiedkundig, Here. En ons sien dit so baie belangrik en ons vat dit ernstig op. En prioriteit, ons wil u heel bo sit, Here, in die hele saak en soos dit sal aangaan, die prosesse, Here, want die skrif sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs. As die Here die stad nie bewaar nie, Here, so ons besef, ons is afhanklik van u. Dankie vir almal wat vandag hier was, maar tyd afgestaan het, om hier te kom, om rondom hierdie tafel te sit. En ek wil bid dat u almal in hulle kapasiteit en rol sal seën, spesiaal ons deputy Meyer, Here, vir dit wat hy doen. Here, ons vra u seëning op sy lewe. Ons vra dat u vir hom sal vat van hoogte tot hoogte, sterkte tot sterkte, Here. Dat hy nie net hier sal bly nie, Here, maar by hierdie vergadering, Here, wil ons in feite op profeteer oor hom, Here, dat u vir hom sal vat na die next level toe, Here. Dis my gebed, Here, want ons sien wat hy beteken en wat hy doen en waar klop sy hart, Here. En so wil ons ook bid vir hierdie proses wat aan die gang is, dat u dit sal seën, Here, en dat u met ons sal wees. Here, ons oë sal oopmaak vir dinge, ons ore sal oopmaak, Here, gee ons die genodige onderskeiding, die deure wat moet oopgaan, laat dit vir ons oopgaan, die connections wat gemaak moet word, Here, dit is ons gebed, Here Jesus, Here, en soos in die vergadering gepraat het, die band van eenheid, Here, en ons wil nie vergeet om vir ons mense daar op Knofloks te bid nie, Here, Here, want alles gaan terug na hulle toe, ons wil bid dat u hulle ook sal seën, hulle familie sal seën, Here, en Knofloks in geheel sal seën, Here, dit is, want dis die saak wat op die tafel nou is, Here, en dat u vir ons daar die deurslag sal gee. Iemand het gesê eendag, it ain't over until God says it's over, en ons hou vas aan dit, Here. Seën ons 'n dag verder, seën ons 'n week verder, Here. U weet, u kry al die ere. Ons vra dit baie nederig in die naam bo alle name, die naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie daarvoor. Amen.